Vriende, welkom by dag 2 van ons oordeenking. Jesus as die karakter en die wese van God. Ons hoor ook vandag baie maal uitdagings wat aan die gelowiges of aan die kerke gerig word. Waar is God nou? Die gelowiges in die Bybel het ook met hierdie vrae geworstel, want die mense van daai tyd het vir hulle gevra. Vriende, om 'n antwoord op hierdie vrae te kry, kom ons lees Hebreërs 1 vers 3. In Hebreërs lees ons dat Jesus die karakter en die wese en die aard van God is. As ek en jy wil nadink oor wie God is en wat God doen en hoe God lyk, kyk dan na Jesus. As ons wonder of God medelee het met ons, Jesus het na die skares gekyk en hulle innig jammer gekry. Want Jesus gebruik 'n beeld. Hulle was so skape sonder 'n herder en dit bring Jesus in beweging en hy ontferm hom oor die skare en hy gee vir hulle vis en brood om te eet. As ek en jy dalk op moedverloorse vlakte sit, God sien ons ja raak. Ja, het Jesus nie immers uitgeroep nie, Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker van my lewe by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar U wil. Want Here, in U hande gee ek my lewe oor. In vreugde en in trane. As ek en jy wonder oor hoe God voel oor ons gemoedstoestand, het Jesus dan nie verklaar dat hy ons beter ken as wat ons onsself ken, of ons naaste geliefde in jou lewe nie. Het Jesus ons ook nie uitgenooi nie, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. Ontdek dat jy 'n human being is, en nie net 'n human doing nie. Jy kan rus in God, rus in jouself. As ons wonder of God kan lei en aangeraak kan word deur jou en my lyding, Jesus het dan in die kruis gesterf as die lydende God. As ons wonder of Jesus medelyde het met ons siekte, het Jesus dan nie sy hand op Jairus se dogtertjie gelê en haar genees nie? As ek en jy wonder oor die dag van môre, God hou alles in stand, verkondig Hebreërs 1 vers 3. Glo ek en jy dit? Kom ek bid saam met jou. Rus my siel, ons God is koning, leef tevrede uit sy hand, wat ons tref in hierdie wêreld, niks verbreek sy liefdesband. Amen.